Kom ons kom by vandag se preek. So, ons het nou hierdie nuwe reeks wat ons gaan begin vandag, wat ek noem moddergeveg. Was enigiemand hier al in 'n goeie moddergeveg gewees? Die kleilat, byvoorbeeld. Ons het eendag 1 jaar lank gelede 'n jeugkamp gehad en ons het kleilat gaan gooi. En julle daai jaar het ons besluit nooit weer kleilat nie, want ons het letterlik 'n kind hospitaal toe moes vat. Die leierskap van die kerk gesê, moet jy kyk, hoe maak jy daai oproep na 'n ouer toe? En luister, jou kind het gekom om Here te ontmoet, maar hy het nou die dokter ontmoet. Hy sit hier by die hospitaal. Ja, dit het nie goed gegaan nie. 'n Klei lat tot daar waar dit saak maak. Ek kan vir jou sê, hy het nooit daai kamp vergeet nie. Dit kan ek vir jou beloof. Dit het impak gemaak. Maar net gou 'n vraag rondom hierdie woord van geveg. Het jy al 'n geveg aanskou? Mense wat beklei. Het jy dit ooit gesien? En ek seker van by die skool, die van julle wat van Brakpan afkom, dit was soos elke dag. Maar ek praat van 'n goeie geveg. Het jy dit al gesien al, Driekus Du Plessis op die TV of 2 rugby spanspelers van die eerste span en besluit, luister, pause na die paviljoen, dan gaan jy daar agter kry. Ek sê, dis nogal iets waaroor mense praat, né? Mense kyk na goeie gevegte. Dit is net 'n ding van ons mense. Ek weet nie, ons is siek. Ons hou net van ons mense bloei. Ek weet nie wat dit is nie. Maar aan die ander kant, het jy al 'n hartseer geveg gesien? 2 dronk ouens wat beklei. Soos, ouens stop, is embarrassing. Ek het nou die eerste keer toe ek 'n hartseer geveg gesien het, dit was 2 baie onfikse mense wat beklei het. Super onfikse mense. Toe hulle opdag vir die geveg, was hulle hart uit al klaar so hoog, hulle kon 2 swaai, toe was hulle albei plat op die grond, hulle kon nie verder beklei nie. Dis power. Nou iets wat ek al opgelet het, as dit kom by 'n tipe moddergeveg, het dit die neiging om jou so bietjie na 'n power geveg toe te vat. Nou ek praat van as jy nou in diep modder getrap het. Het julle van julle al vasgesit in modder? Daai raak 'n geveg. Die van julle wat hou van 4x4 en jy sien net hierdie plas, groot poel modder voor jou en jy weet, okay, gaan ons. Dit gaan vuil wees, dit gaan nie lekker wees nie, dit gaan ure langer wees. Dis 'n geveg met modder. Dis nie lekker nie. Dis die stories wat jy wel onthou, maar nooit weer wil beleef nie. Daai modder is net nie aangenaam nie. En selfs so, as jy al iewers te geloop het en in modder getrap het en vas gaan sit het, dis daai ervaring. Jy sukkel, jy stoei, jy is moeg. Dis een van daai goeie wat ek noem 'n powergeveg, want niemand skryf dit as kom kyk hierna nie. En vandag wil ek ons vat met hierdie tema. En sê maar, baie keer beland ons in moddergevegte in die hart. Binne in ons siel, binne in ons menswees, is daar hierdie stryd wat ons moet beklei vir die Here en om te staan in ons geloof en al hierdie dinge te doen, maar saam met dit is daar hierdie gevegte wat ek noem moddergevegte. Gevegte waarna ons kyk in ons lewens en ons dink, niemand gaan na hierdie wil sien nie. Ek stoei so in my binneste oor dinge, maar eintlik is mense hierdie moet raak sien, hulle gaan dink, shame. Arme jy. Ek wens ek was jy nie. Dis nie hierdie ding wat mense se geloof gaan wakker maak nie. Dis nie hierdie ding wat jou sterker in die Here gaan maak nie. En wanneer ons Bybel lees, en vandag gaan ek ons vat na 'n gedeelte toe, waar Paulus juis vir ons sê, pas op vir die moddergevegte daar buite. Want dit gebeur vinnig, dat ek en jy in daai situasies beland. Nou, kom ons lees dit saam. 1 Timoteus 6 vers 11 tot 12, 'n bekende gedeelte waar Paulus, 'n held in die geloof, wat al baie gevegte geveg het, moddergevegte onder andere, en hy skryf dit aan 'n jong gelowige, Timoteus, en hy probeer hom leer, en hier's wat hy sê: Maar jy, Timoteus, man van God, vlug weg van al hierdie bose dinge en volg na wat reg en goed is. Beywer jou vir 'n lewe volgens die wil van God, gekenmerk deur toewyding, geloof, liefde, volharding en deernis. Stry die goeie stryd. In ander woorde, die goeie geveg vir dit waarin ons glo. Hou stewig vas aan die ewige lewe wat God aan jou gegee het en wat jy so opreg bely het vir baie getuies. So hier kom hy. En Paulus skryf weer se ding en hy maak een tema so duidelik. In die begin en aan die einde noem hy dit en hy sê vir Timoteus, hey Timoteus, pas op vir die boosheid daar buite. Dis wat hy sê. Pas op vir die donker.
Die dinge wat jou kan wegtrek van die Here af, die dinge wat eintlik nie so belangrik vir God is nie, die dinge wat buite die wil van die Here is, pas op van hierdie goed af, bly weg daarvan af, en as jy ooit 'n stryd wil stry, Timoteus, jou hande in iets wil indruk, en as jy voel, okay, maar hier moet ek besig wees met dinge, wees besig met die wil van God, sê hy. En dit klink soos 'n belaglike boodskap, maar kom ons praat eerlik vanoggend. Ek dink Paulus het nodig om hierdie boodskap by ons op baie keer uit te bring. Want hoeveel keer kan ek en jy in gesprekke beland waar ons gesprekke het oor die boosheid van hierdie wêreld? Waar die dinge wat by ons bly en dinge wat ons wakker hou en die dinge wat ons pla is eintlik nie die dinge van die Here nie. Is eintlik die goed wat in hierdie lewe gebeur wat buite die wil van die Here is. En ons harte raak kwaad daaroor en dit is die gesprekke in ons huis en dit is die gesprekke van die politiek van die dag en die onreg van daar buite af en al die boosheid daar buite. Want glo my, in die dag van Paulus en Timoteus was daar baie boosheid. En in vandag se tyd is dit net so. Jy hoef nie ver te gaan om boosheid raak te sien nie. Jy hoef nie ver te gaan soek om die donker en die bose dinge wat jou hart kan wegsteel van die Here af te gaan raak sien nie. Jy ry in die straat af en advertensies skree welis op jou. Jy tel jou foon op en daar's advertensies en daar's dinge wat heeltyd op jou oë land wat jou net weer wegtrek van die wil van die Here af. As jy wakker maak in die oggend, is jou foon ook daar en hy sê vir jou wat is die nuus en die chaos in hierdie wêreld, die boosheid van hierdie wêreld. Of dalk is dit selfs in jou eie huis of familie of besigheid dat alwaaroor dit gaan is dat hierdie ou wat nog hierdie rekening betaal het en voor jou uitvee, is dit asof jy in 'n moddergeveg sit want hier plak hy goed op jou en dit bly by jou en dit frustreer jou en dit bepaal jou hartstoestand. Raai wat? Jy's in 'n moddergeveg. Raai wat? Jy is daar waar Paulus sê, hey Timoteus, bly weg van daai goed af. As jy wil beklei, raak besig met die dinge van die Here. As jou hande wil vuil kry, as jy wil beywer vir iets, as jy wil jou energie spandeer nou op iets, moet dit nie spandeer aan daai goed nie. Spandeer dit op die dinge wat saak maak. En hier is die interessante ding wat Paulus gaan noem vir Timoteus. Ek gaan lees daai gedeelte van 1 Timoteus 6. As ek nou praat oor boosheid, dan praat ek van my gedagtes is van die oorlog daar buite en die mense wat rondloop en ander mense indoen en jy betaal die rekening, verdwyn jy met jou geld, mense wat mekaar besteel en korrupsie en jok en lieg en mense wat van mekaar verneek in die huwelik en al hierdie dinge, die boosheid, dis die goed wat my gedagtes opkom, né? Gelees wat Paulus sê. Sy prentjie van boosheid is bietjie anders. Die Bybelse prentjie van boosheid is bietjie anders. Ja, hulle noem al daai goed boos wat ek nou genoem het. Maar hulle noem ander goeters baie groter as dit boos. En dit is die goed hier binne. Paulus praat met Timoteus en hy sê vir hom, Timoteus, vergifnis. Timoteus, onthou dit, dis boosheid. As jy sukkel om te vergewe. Jy's besig met die boosheid van die wêreld. Jy's besig om in 'n moddergeveg in te klim. Hy praat met hom oor liefde. Wees lief vir mense, Timoteus. As jou hart begin hard raak teenoor 'n persoon en jy sukkel om lief te hê, ongeag wat dit is, besig met 'n moddergeveg. Besig met boosheid. En Jesus het dieselfde taal gepraat. Hy sê moenie worry oor wie het moord gepleeg en wie op die voorblad land van wow, hier's nou nuus van iemand wat 'n sluipmoordenaar wat gevind is of iemand wat ewe skielik dood is. Hy sê kyk na die dood van die hart, sê Jesus. As jy kwaad word vir iemand dat jy moord gepleeg, sê Jesus. Jesus praat oor die modder hier binne. Die sonde hier binne. En hy sê dit is baie gevaarliker en hier is die woord, die boosheid hier binne julle is meer skadelik as die oorlog daar buite. En dit is regtig so as jy net na ons fisiese wese kyk. Ek doen goed wat hier binne in jou liggaam verkeerd gaan. Rig baie meer skade en veroorsaak baie meer dood op planeet Aarde as wat enige oorlog al ooit het. Dink aan. Byvoorbeeld kanker maak baie meer mense jaarliks dood as wat enige oorlog doen nou. 'n Ding hier binne is baie meer skadelik as die oorlog al buite. En daarom kom Paulus na Timoteus en hy sê pas op vir die boosheid hier binne.
Ek weet daai ou en ek weet daai situasie en ek weet daai onreg en ek weet daai goed is verkeerd in die oë van die Here, maar pas op Timoteus, want hier binne is die grootste goed, die grootste boosheid. Want dis baie keer die boosheid wat jy nie eens raak sien nie. Gaan verder. Dis baie keer die boosheid wat ons regverdig. Dis die boosheid wat ons goedkeur. Dis baie keer die dinge wat ons in die naam van die Here self sê is reg. Ons moet teen hierdie goed staan. Ons moet so voel. Ons moet versigtig wees. So hier is ons 2 eienskappe van 'n moddergeveg wat ek wil vir ons uitlig vandag. En hierdie eienskappe wil ek hê ons almal moet in introspeksie doen en kyk na ons eie harte. Want die laaste ding wat God vir ons wil hê is dat ons in moddergevegte beland en ek het net hierdie gevoel dat daar's te veel van ons wat sit in moddergevegte. By ons huise, by ons werke, by ons eie identiteite, by ons goed van ons verlede, ons het net modder hier binne en ons moet uit hierdie moddergeveg uitklim. En die eerste ding en eerste eienskap van 'n moddergeveg is, en is baie voor die hand liggend, is dat jy sit vas. Jy haak vas op daai plek. Daar's nie vooruitgang nie. Daar's nie jy beweeg aan nie. Daar's nie 'n kom ons verbeter dit nie. Daar's nie oplossings nie. Jy sit vas op 'n spasie en jy kan net nie om hierdie ding kom nie. Of dit nou daai verhouding is waarmee jy net heeltyd kop stamp en jy vind net nie 'n pad om hierdie ding nie, né? Jy kom net nie daar uit nie. Dis 'n tipiese moddersituasie. Want as jy deur modder ry en jou kar sit daar vas, al wat gebeur is hy swaar genoeg en hy druk al daai water onder uit die modder uit en dan veroorsaak dit hierdie vakuum hier onder jou en dan plak jy vas. En daai vakuum suig jou. En van ons ken dit. Van ons ken daai suig. Van ons ken daai die lewe suig soms so uit jou uit as jy daai naam hoor of daai situasie hoor of iewers 'n duike geval weer op wat baie lyk soos die een in die verlede en ewe skielik is jy net weer so snappy. Kan baie keer jou kinders wees. En jy dink, dis maar as my kinders net hierdie kan doen, dan kan ophou modder in my hart wees. As my baas net ophou hierdie ding, dan kan ophou modder in my hart wees. As hierdie regering van ons net iets kan doen, dan kan ophou modder in my hart wees. En ons moet versigtig wees, want dis nie hoe die Bybel praat nie. Dis nie hoe ons God praat nie. Pas op vir die modder hier binne in jou. Hier's die ding wat ons moet besef. As jy voel jy sit vas, en hier is die tema van vanoggend, dan is dit tyd om te was. Dis al. Kan ek gou 'n baie diep preek baie eenvoudig maak? Die rede hoekom baie van ons vas sit, want jy het lanklaas by die Here uitgekom om skoon gewas te word. Dis hoekom. Ons Here kan jou uithaal uit enigiets uit. Ons Here kan 'n harde hart so versag. Ons Here is baie goed daarmee om lewe te blaas en dinge wat dood is. Hy kan vleis aan bene sit, daar waar dinge verby is, hy kan dit weer opbring. Die Here kan herstel, die Here kan mooi maak, die Here kan alles wat gebroken is weer heel maak. Ons God kan enigiets doen en as daar iets is waarmee hy goed is dit juis modder skoon kry. Maar van ons kom in daai moddergeveg en dan begin ons taal. Ons begin sleg praat oor daai situasie, oor daai persoon. Ons taal is nie geloof nie, ons taal is nie die Here was skoon nie. Ons praat nie die taal van genade nie, ons praat nie die taal van hoe die Here werk nie. Ons praat menslike, emosionele taal en al wat dit doen is dit veroorsaak 'n dieper vakuum en ons sit vas. En ons sit vas. En maak nie saak hoe baie jy bid nie, jou hart is nou vuil en jy bid, Here, haal my uit hierdie situasie uit, maar al wat gebeur is jy sit vas. En Here, asseblief, jy sit vas. En die Here is baie meer beskore wat hier binne aangaan as daar buite. En hier is dalk 'n woord vir iemand. Voor die Here die dinge, die oorlog daar buite gaan uitsorteer, wil hy die kanker hier binne uithaal. Hy wil groter genesing doen. En hierdie sien jy oor en oor in Jesus se bediening. Een van my gunsteling stories is waar die disippels besig is om te bedien en Jesus het gaan bid. Hy het gaan was. Ek is mal oor Jesus se sinnetjies soos daai hele en hierdie is iets wat amazing is van ons Here. Dis daai sinnetjies wat ons verbylees in die Bybel waar ons sê maar Jesus het ontvlug en op die berg gegaan om te bid. Kort sinnetjie. Dis sy was. Hy het gevoel hier's nou modder, hier's nou fariseërs, hier's nou mense wat op sy spore klim, hier's nou onreg, sy disippels is weer moeilik. Hy's nou weer en hy voel, okay, hier's weer modder. Wat doen ek? Stop die preek selfs. Partykeer is dit vir my so fascinerend. In die middel van 'n diens sou Jesus sê, okay, ons is nou klaar, amen, en hy gaan op berg toe. En hy gaan was. Nie praat met mense nie. Nie skinder nie,
Maak sy frustrasie bekend en nie wys emosioneel nie luister na sy gevoel nie, gaan na die Here toe. En sê, Here, as ek nou moet praat, Here, as ek nou iets moet sê, my Vader, wat in die hemel woon, as ek nou emosioneel moet reageer, gaan dit 'n menslike ding wees en ek gaan buite U wil tree. Here, ek het U krag nodig om my hart weer skoon te kry. Sal U my in die goedheid net weer kom skoon maak, Here. Maak my weer lig, Here. Maak dit weer vir my maklik om te kan vergewe en lig te wees en skoon te wees voor U. O Here, deur U genade was my skoon. Dis wat Jesus so goed gedoen het. Maar nou los hy sy disippels daar, né? En nou kom Jesus eventueel van die berg af en hy sien 'n probleem en die disippels bid en dit gaan goed behalwe vir een persoon. En hierdie pa het sy seun gebring en sê maar hier's 'n bose gees wat heeltyd my kind in die vuur wil gooi en epileptiese aanvalle gee en is chaos en asseblief bid net vir my kind dat hy gesond word en die disippels sê no worries, ons het dit, ons bid nou al vir honderde mense. Jy's volgens hulle bid en raai wat dit werk nie. Het jy ooit so gevoel? Waar jy bid en die Here antwoord gebede, jy stap 'n pad saam met die Here en is fantasties, dan ewe skielik is daar 'n oomblik, 'n dag, iets, asof jy dieselfde ding doen, maar ons net nie deurbraak nie. En hier kom Jesus en hy vra wat gaan aan, hulle verduidelik vir hom, wel, ek bid my seun na die disippels toe, hulle bid vir hom, dit werk nie. Wat moet ek doen? En Jesus draai die gesprek van die probleem van die seun na die probleem na die pa. Want Jesus sien, wat hier eintlik die grootste probleem is nie dat die seun 'n bose gees het nie, maar dat die pa nie werklik glo nie. En voor hy die seun genees, herstel hy die pa se geloof. Hy haal die modder uit die hart uit. En dis van ons wat so vasgevang is in die boosheid hier buite, die oorlog hier buite, dat jy kom hier agter, hoe sit jy vas in die modder hier binne nie. En hier's wat ek vir jou wil sê. As jy vassit, is dit tyd om te was. En weet jy hoe maklik is hierdie oefening? Hoopelik van ons, en ek dink meeste van ons, ek weet nie, ek het nie feite en ek het statistiek nie, maar meeste van ons, hoopelik, bad elke dag ten minste 1 keer. Ek het gehoor, baie huise gebeur dit nie, ek weet, ons weet al van, sekerlik, as jy nie het, die ou langs jou weet nou. Hier's 'n praktiese geestelike oefening wat ek vir jou wil gee. Wanneer jy in die stort of in die bad inklim, gebruik daai oomblik nie net om jou lyf te was nie, maar ook jou hart. Jy's in elk geval daar. En terwyl jy was en shampoo en dalk 'n liedjie sing, die van julle wat sing of dans en Jabulani sing, ek weet nie wat jy doen in die stort nie. Maar wat van jy draai die gesprek na net, Here, nie net 'n skoon vlees nie, maar 'n skoon gees. Here, terwyl ek hier is, kan jy asseblief vir my daai modder van gister, daai modder van vroegoggend, daai modder van daai vergadering, daai modder van daai gesprek, daai modder van hoe daai ding geloop het, asseblief kom was, Here. En ek beloof jou, dinge sal baie beter gaan. Maar hierso is die tweede punt en die tweede eienskap van moddergevegte. En ongelukkig is hierdie waar van meeste van ons en almal van ons. En ek is voor in die ry op hierdie een. Is dat as jy modder lank genoeg los, dan verhard dit. As jy lank genoeg in 'n moddergeveg was en jy sit nou net, dan kom jy op die gevaarlikste plek van enige mens en dis 'n harde hart. En as daar iets is wat die Bybel ons leer in Spreuke staan dit, is dat Spreuke 4 vers 23 tot 27 praat oor, hy sê bo alles. Nou julle bo alles is bo hoe jou besigheid gaan. Is bo hoe jou huwelik gaan. Dis bo hoeveel versies ken jy in die Bybel. Dit is bo hoe diep is jou gebede. Bo alles beteken bo jou drome, bo die belangrikste ding vir jou op planeet Aarde, bo alles. Wees versigtig met wat in jou hart aangaan. Beskerm jou hart. Wat jy dink bepaal alles wat jy doen. In ander woorde, as jy wil weet hoe gaan met jou hart, waaraan dink jy deesdae? Nie net waaraan dink jy nie, maar hoor wat noem my volgende. Moenie lelike dinge sê nie. Jou taal sal vir jou wys wat in die hart is. Daarom waarvan die hart van vol is, loop die mond van oor. Bly ver weg van lawwe praatjies. Kyk reguit vorentoe, bly gefokus op wat voor jou is. Merk jou pad vir jou duidelik af. Dan jy seker wees waarheen jy gaan. Moenie links of regs van jou koers afwyk nie. Bly weg van wat verkeerd is. Weer eens, bly weg van die modder, bly weg van die boosheid. Moet hier kom en hy sê bo alles, beskerm jou hart, beskerm jou hart, beskerm jou hart. Want wat jy dink, die eerste ding wat gebeur met 'n harde hart, dit versuur jou denke. Eerste ding van mense wat te lank in die modder vassit, jou denke gaan saamsoen toe. En ek was al hier te veel in my lewe. En ek pleit skuldig hier. Ek onthou 1 jaar, ek het in 'n kerk groot geword,
Wat amazing was, maar toe ek op die personeel inklim, toe kom ek agter, maar hier's 'n klomp harde besigheidsmanne wat hierdie kerk ook dryf en dit was nie die beste ding vir daai gemeente nie. En dit het veroorsaak dat ek met daai mentaliteit stadig maar seker moes aanleer om iewers te kom in kerkwêreld hierso. En ek onthou een situasie het verkeerd gegaan en ouers op my spoor en kinders op my spoor en die mense roep my in en ek sit daar by die bestuur van die kerk en hulle soos, "Marie, wat jy nou weer aangevang?" Ek sê, "Wat is die een van 10?" Waar wil julle praat? En ek onthou na die gesprek en ek praat net, hier's wat gebeur het, dis die situasie en ouers is ongelukkig en die kind het iets verkeerd gehoor en gedink ek pik op hulle, maar dit was die situasie en ek sit daar en ek sit met hierdie hart van my en ek is diep in die modder en die pastoor na die tyd vra my toe, "Maar van wanneer af het jou hart so hard geword?" Want dis nie hoe ek altyd is nie. En ek sê vir hom, "Maar dit is julle." Ek sê dit so vir hom, "Maar dit is julle verwag het ek hierdie dik vel moet hê. Julle verwag het ek hierdie persoonlikheid moet hê, want as ek dit nie doen nie, dan is ek nie 'n leier genoeg in hierdie plek waar ek nou bedien nie." En hy sit daar en hy kyk my so, hy sê, "Marie, wat in jou hart aangaan, is met jou en die Here uit te waai, nie met ons nie." En alhoewel hy dalk net wou skuldig om pleit vir 'n klomp ander dinge, ek weet nie, was daar 'n groot stuk waarheid daar. En ek het agtergekom, die eerste ding wat gebeur met 'n harde hart is presies wat ek daar gedoen het. Ons blameer almal anders vir ons harde harte. Hierdie kinders, sal net 'n bietjie maniere wil hê, ook by my huis, nie net by ander huise nie. Doen julle kinders dit ook? Man. As my vrou net bietjie wil luister, of as my man net bietjie wil aandag aan my gee. As hierdie net so wil uitdraai, as my droom net wil waar was, die Here net hierdie wil seën, en van ons wys al vinger na die Here toe, met harde harte. Ek wil vir jou sê, pas op. Pas op vir 'n harde hart, want die eerste ding is, jy sal 'n slagoffermentaliteit land, en jy sal almal en enige iets blameer vir die rede vir jou hartstoestand. Daai is 'n gevaarlike plek om in te wees. Want as ek en jy vassit op 'n situasie, en al wat ons doen is wys vinger en blameer, is ons nie oop dat die Here ons kan kom skoon was nie. Hoor nou wat ek vir jou sê. 'n Ou wat diep in die modder vasgesit is met 'n harde hart, maar met 'n oop hand leef en net sê, Here, asseblief help. Die Here kan iets daar doen, maar 'n persoon met 'n vinger sit en sê, jy, blok net die Here om te werk hier. Jou hart is hard teenoor God. Pas op daarvoor. En julle, hierdie is ons uitnodiging volgende. Is dat ek en jy nie op 'n plek sal land met 'n harde hart nie. Want die nommer 1 ding wat verwoesting bring en boosheid bring op hierdie planeet aarde is mense wat rondloop met 'n harde hart. Die nommer 1 ding wat huwelike te gronde laat gaan, is 'n harde hart. Daarom sê die Bybel, bo alles. Die ding wat jou die kind die seerste gaan maak en waar jy gaan val in ouerskap, is 'n harde hart. Die ding waar jy gaan uitmis op God se wil en God se roeping en God se gawes en wat die Heilige Gees doen in jou lewe, waar dit skeef gaan loop, is 'n harde hart. So mag ons vandag die uitnodiging hoor vir die Here. Hy doen nog gewonde werk. En hy maak wat mense wat lank vassit in moddergevegte en dalk al die modder verdroog het, kom haal hy weer uit. Psalm 40 vers 2 tot 4. Ek sluit hiermee af en hoor hoe mooi is hierdie. Ek het met hinkering skryf die psalmskrywer. Ek het met hinkering, nou moenie huiwering en hinkering verwar die van julle wat nie opgelet het in die Afrikaanse klas nie. Huiwering is, ek is versigtig, ek sien nie baie uit nie, ek is skepties. Hinkering is, ek lê in en ek het 'n verwagting en ek het hierdie hoop en ek kan nie sonder hierdie nie. Ek het met 'n hinkering op die Here gewag. Hy het na my afgebuig en my geroep gehoor. My opgetel uit die afgrond van dood. Uit wat uit? Uit die modder en die slaim. Hy het my voete op 'n rots laat staan en op my vaste grond laat loop. Hy het my 'n nuwe lied gegee, 'n lofsang om God te prys. Baie sal met eerbied toe kyk. Hulle sal op die Here vertrou. Hoe amazing is daai vers nie? Is dat die Here die krag om maak nie saak in watse modder jy vassit nie om jou daar te kan uitkry. Nou julle, ons sit met 'n saal vandag vol mense hier. Wat jy's kerk toe gekom het vandag om vir die Here dankie te sê, want jy was die een wat vasgesit het in modder. En jy kom net met dankbaarheid en sê, Here, ek onthou my modderdae.
Ek onthou my moddersituasie, ek onthou waar my hart was, ek onthou waar my lewe was, daar was niks hoop nie, daar was niks vir my nie. Maar toe het die Here, en jy het 'n nuwe lied begin sing, van dankbaarheid. En jy was hier so vandag. Ek het 'n prentjie gesien nie te lank terug van 'n video wat iemand afgeneem het in die Wildtuin. Van 'n rooibok wat oor die rivierbed wou gaan en die rivierbed was redelik droog, maar op een deel was dit nog vol modder. En die bok wou spring daaroor en hy spring nie ver genoeg nie, hy land toe plop in die middel van daai modderplas en hy sit toe vas. Middellyf sit hy vas. En hy bok stoei en die mense neem video en hulle praat en eventueel sny die video en hulle sê okay, hulle is nou al 'n uur en 'n half later hierso en die bok sit nog steeds vas en so gaan dit. En elke keer as die video gesny het na 'n volgende tydstip toe, het daai bok al hoe moer gelyk, al hoe minder lus gelyk en nie eens meer beklei om uit te kom nie. Dit is asof hy bok net daar gehang het en gesê het asseblief kan ek net doodgaan. Dis vir my beter. En op 'n stadium kom 'n seekoei toe en die seekoei sien die ding en besluit toe hy hou nie van hierdie bokkie en hy gaan hom doodmaak. Wat vir my interessant was, soos die seekoei gaan om hierdie ding te byt, die bok roer nie eers nie. Die bok hang net en ek wonder as hy Afrikaans kon praat of hy net sou gesê dankie tog. Hou my net die uit. En toe ek daai video sien, dink ek aan hierdie vers, want ek dink ons van ons wat gekom het vandag vol dankbaarheid, want jy het beleef hoe die Here jou soos daai bok uit daai modder uitgehaal het, maar jy's ook 'n paar van ons hier vandag en jy is daai bok wat nou vassit. En jou krag word al hoe minder en jy voel dalk ek is net moeg. Whatever. Jy's so onverskillig oor dit. Jou hart is al hard. Harder as die modder waarin jy vassit. Goeie nuus. Die Here wil jou vandag uithaal. Ek weet nie van jou nie, maar ek het baie verwagting. Ek het 'n hinkering dat die Here harte vandag hartig weer sag gemaak vandag. En ek weet nie wat se modder jy vassit nie. En ek weet nie hoeveel van ons is daar nie. Wat ek wel weet is dat die Here wil red. So hier's wat ons gaan doen. Ons gaan nou net 'n gebedsspasie ingaan vir die volgende paar minute. En jy kan maak soos die psalmskrywer en net jou hinkering draai na die Here toe en net sê Here, ek smag na U. Here, ek is daai bok wat vassit. Here, help my. Here, help my om weer te vergewe, al is dit vir die miljoenste keer. Here, help my weer, Here, om weer anders te kan dink oor myself. Help my om lief te kan hê soos U lief het. Help my om identiteit te vestig. Help my, Here. Help my. En ek glo die Here gaan van ons hier uithaal. En dalk 'n stukkie vrede weer in jou hart kom plaas. 'n Stukkie vreugde in jou hart kom plaas. Sagmoedigheid weer uitdeel. Die vrug van die Gees weer tasbaar maak in jou binneste. So jy kan net daar sit en maak soos die psalmskrywer en bid, maar ook wil ek 'n spasie skep want ek weet die mense wat vassit in daai modder. Ek was al daar en ek het genoeg mense al gesien in my lewe wat daar vassit. Partykeer het jy nie eens woorde nie. Partykeer het jy nie eens gebede nie. Jy weet nie wat dit is om te hinker na die Here en jy het meer vrae as antwoorde. Ek verstaan daai plek. En daarom wil ek ook vir jou 'n spasie gee dat jy nie uitmis as jy nie eens kan bid vandag nie. Terwyl jy die liedjie speel, kan ons almal net in gebed ingaan en bid. Maar saam met dit, as jy sukkel om te bid en jy sukkel om uit te kom en sukkel om net te weet wat om nou te doen, kom vorentoe. En ek gaan vra ons gebedsleiers en ons ouderlinge en die mense wat hier is, as jy sien mense kom vorentoe, kom bid saam vir hulle. Ons geestelike leiers, kleingroepleiers, asseblief kom vorentoe. Kom bid vir die mense. Partykeer is ons sterk geloof, so sterk dat iemand kan vashou in ons geloof. Ons geloof raak uit tou wanneer hulle kan vashou soos die Here hulle uittrek uit daai modderput uit. So asseblief moenie uitmis op hierdie geleentheid nie. Hierdie is 'n spasie vandag waar ek glo die Here mense wil kom uithaal. So terwyl hulle die liedjie gaan sing en net 'n gebedsspasie skep, kom ons doen dit. Kom ons bid. Kom ons plaas ons verwagting op die Here. Kom ons bring ons harte en ek glo hy sal 'n wonderwerk doen. So kom ons bid saam.
Julle weet hier by Invloed Kerk forceer ons niemand vir niks nie. Strik die mense in boksies in nie, maar ek kry net 'n gevoel, party van ons sukkel so om te kom, nie vorentoe nie, om skoon te kom. Jy is dalk so gewoond aan vassit, jy sukkel om die uitnodiging te vat en die Here druk iets op jou hart en maar jy stoei met jouself in die stoel daar. As jy hier is vandag en ons gaan saam afsluit 'n gebed en jy wil graag skoon kom en daar waar jy is jou hart nog nie daar nie, maar jy weet vandag is vir jou. Ek wil jou vra saam met al die manne hier vandag dat jy sal opstaan wanneer ons hierdie gebed afsluit. So as jy hier is en jou hart is dalk hard of jy sit vas en jy voel die modder in jou lewe en jy soek die Here se skoon was, daar waar jy is, staan saam. Ons Vader, so baie dankie. Dankie dat U ons so lief gehad het. Dat U U eie seun gestuur het. Die ridder op die wit perd, Here. Die een wat skoon is, die een wat weet, Here, hoe om heilig te wees. En Jesus, U het vir ons kom demonstreer op planeet Aarde. Toe U rondgeloop het op planeet Aarde, was U baie keer met modder gegooi. Onreg het U so baie getref, Here. Gesprekke oor U was nie altyd gesond, die mense het U beskuldig en selfs gekruisig, maar tog, Here, het U vir ons kom wys dat 'n skoon hart is moontlik, ten spyte van dit alles. O, Here, ons dankie vir die genade, want nie net U het vir ons kom wys nie, maar U het vir ons gekoop. En Jesus, nou hier en nou, vra ek, Here, U sien die mense, U sien waar hulle vas sit, U sien daai mense wat in die modder, Here, vasgekeer is. Ek bid hier deur U krag en U genade. Here, kom red. Hemelse Vader, en dankie daarvoor. Mag daar 'n ruiltransaksie wees. Mag die modder op U land en die skoon water wat alle modder afwas, Here, nou oor elkeen se gees spoel. Maak ons nuut, Here. Maak ons sag, Here. Maak ons sensitief, Here, dat ons nie weer in moddergevegte sal vassit nie. Mag ons onsself beywer vir die wil van God, vir die dinge wat belangrik is vir U. Hemelse Vader, en weens hierdie skoon harte, kom beïnvloed ons denke, kom beïnvloed ons taal, Here. Kom maak ons meer soos U. Heilige Gees, kom was ons skoon. Jesus, asseblief kom vergewe ons. En Vader, deur U goedheid kom versoen, Here, daar waar dit nog kan gebeur. Kom maak verhoudings reg. Kom gee ons weer die liefde van God in ons binneste. Help ons om met nuwe oë rond te loop, dat ons kan sien wat U sien. Here, daar is hoop vir almal wat in modder vasgekeer is. En ons dank U daarvoor, Here. Ons dank U vir U goedheid oor en oor en oor. En daarom bid ons, Here, en ons dank U daarvoor. In Jesus se naam. Ons almal sê saam. Amen. Amen.